Genesis 45. Josef maak hom aan sy broers bekend. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie. En hy roep, laat almal van my af weggaan. En daar het niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van die Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak, en 'n gebieder oor sy hele huis, en 'n regeerder in die hele Egipteland. Trek gou op na my vader, en sê vir hom, so spreek u seun Josef. God het my 'n gebieder oor die hele Egipteland gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie. En u kan in die land Gosen woon, en naby my wees, u en die kinders, en die kindskinders, en die kleinvee, en die beeste, en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie, u en die huis, en alles wat aan u behoort. En kyk, julle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit my mond is, wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte, van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af. Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween, en ook Benjamin het aan sy hals geween. En hy het al sy broers gesoen, en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word, dat Josef se broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars. En Farao het met Josef gespreek, sê aan jou broers, doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanaan. En gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe. Dan sal ek julle die beste van Egipteland gee, en eet die vettigheid van die land. Jy kry dan bevel, doen dit. Neem vir julle uit Egipteland waans vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader en kom. En julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipteland is julle sin. Die seuns van Israel het toe so gedoen, en Josef het vir hulle waans verskaf volgens die bevel van Farao, en hulle padkos gegee vir die reis. Hy het aan hulle almal, man vir man, 'n stel nuwe klere gegee, maar aan Benjamin het hy 300 sikel silwer en 5 stel nuwe klere gegee. En net so het hy ook aan sy vader gestuur, 10 esels, gelaai met die beste goed van Egipte, en 10 eselinne, gelaai met koring en brood en voedsel vir sy vader op die reis. Daarop het hy sy broers weggestuur, en hulle het vertrek, en hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. En hulle het opgetrek uit Egipte, in die land Kanaan aangekom, by hulle vader Jakob. Toe hulle hom vertel, Josef lewe nog, en dat hy regeerder is in die hele Egipteland, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waan sien wat Josef gestuur het, om hom te vervoer, het die gees van Jakob hulle vader lewendig geword. En Israel het gesê, dit is genoeg, my seun Josef lewe nog, ek sal gaan en hom sien, voordat ek sterwe.